Wat 'n voorreg om weer vanmôre saam met jou te kuier uit God se woord. Ons is besig met die boek Filippense, wat 'n wonderlike boek. Ons is in hoofstuk 4. Ons gaan vanmôre lees in hoofstuk 4 vers 2 en 3. En ons tema vanmôre is: wees bly, jy is gered. Wel, is ons nie dankbaar dat die Here ons siele kom red het nie. Kom ek lees vir jou vers 2 en vers 3 uit Filippense 4 uit. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en die ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. 2 dames in die gemeente wat vasgesit het met mekaar. Hulle was konstant in mekaar se hare. En dan die oplossing, nie berading nie, maar ek vermaan julle, ruk julle reg. Ek gaan nie kant kies of na julle storie luister nie. Ek vermaan julle, wees eensgesind. Kan jy onthou toe Paulus vir die eerste keer in Filippi aangekom het om 'n gemeente te begin? Toe kry hy vir Lydia daar, die purperverkoopster. Sy het toe die hoeksteen geword van die bediening in Filippi. Hy het manne daar verwag, maar dinge draai gewoonlik anders uit as wat ons gedink het. Dit beteken nie ons moet ophou of opgee nie. Hou net aan met dit waarvoor God jou geroep het. Wie sal hierdie metgesel wees in vers 3? Ons is nie seker nie, maar antieke geskrifte wil dit hê dat dit die Filippynse tronkbewaarder was. Die een wat gered is toe Paulus in Filippi in die gevangenis was. Toe die deure oopgeswaai het met Paulus en Silas in die tronk, wou die tronkbewaarder sy eie lewe neem, omdat dit die straf is wat hy moes dra. Maar in steede daarvan lei Paulus hom na die Here toe. So, Paulus vra, wie ook al sy metgesel was, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saamgestry het in die evangelie. Ek wil vanmôre hierdie 2 verse opsom deur te sê, wees bly, omdat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Wees bly, want jy's gered. En man, ek wil vanmôre vir jou sê wat Jesus se woorde daar in Johannes, wat sê, as jy die seun het jy die lewe. Wees dankbaar vandag dat jy Jesus het. Môre kuier ons verder. Amen.